Kom, laat ons aanbid en neerbuig. Laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Want hy is ons God, en ons is die volk van sy weide, en die skape van sy hand. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons die Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here, ons sing Psalm 68, ons ken Psalm 68 goed. Dit is 'n psalm wat getuig van God se oordeel oor die goddelose, en ons is nogal stem daarmee saam, voel self goed en sê, ja, die Here moet 'n bietjie die ouens bykom, tot jy agterkom, dit gaan op oor my ook, as ek buite die wil van die Here probeer leef, dan is ek in die verkeerde kant van die pak sla, en dan sing 'n mens dit as 'n skuldbelydenislied. Hoor hoe klink die woorde? Die Heer sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan vir God se alvermoë. As U, o Here, mag verskyn, sal ons soos rook en damp verdwyn deur stormwind voortgedrewe. Soos was wat smelt voor gloed en vuur, het almal voor God se glans geen duur wat goddelooslik lewe. Kom ons loof die Here met hierdie woorde, vers 1, Psalm 68. Hier sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Hoe hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan voor God se alvermoë. As U, o Heer, mag verskyn, sal ons soos rook en damp verdwyn, deur stormwind voortgedrewe, soos was wat smelt voor gloed en vuur, het almal voor Gods glans geen duur, wat goddelooslik lewe. Hou die plek dan. As jy net aanblaai, skus jy kan maar sit. Sit gerus. Blaai net aan na vers 9 en lees saam met my hierdie kosbare woorde. Dis gaan nie die psalm daar los, waar die Here praat oor sy oordeel nie. Hoor hoe stel die psalmdigter dit in vers 9, geloof sy God met diep ontzag. Die woord geloof beteken, is 'n Nederlandisme of archaïsme wat beteken, ek glo vas, ek hou vas aan God. Geloof sy God met diep ontzag, want hy oorlaai ons dag en dag met ryke seëninge. Wie sou hom dan die dank bewys, die God van saligheid nie prys met al die hemelinge. Die God van volle saligheid versterk ons in die dag van stryd en dra ons deur die lewe. Hy kan en wil en sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, volkome uitkoms gewe. Dis pragtig, nee. Maar kom ons gaan verder. U kan gerus blaai na Psalm 130. Dit is ons volgende lied wat ons gaan sing. Daar is 'n paar melodieë en daar's 2 beruiminge. Ons gaan maar hou by die eerste beruiming en dan die voortrekkerwysie. En ons sing vers 2 na die wet. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan. Nou kinders, hierdie gadeslaan is nie pakslaan nie. Hierdie gadeslaan beteken God kyk na jou met genade. En dit is waarvoor ons bid. En dan sing ons vers 4 na die geloofsbelijdenis. Die Here Jesus vat die wet saam in Matteus 22. Ons lees van vers 35. Een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om te versoek
en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. As U, o Heer, die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkel stonde voor U, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altyd by U gewees, daarom word U met bewering regtinderlik gevrees. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy en haar toevlug neem tot Jesus Christus, verkondig die Bybel jou sonde is vergewe. Aan elkeen wat egter die genade van die Here verwerp, verkondig die Bybel dat die toorn en die straf van die Here op jou bly, solank jy buite die wil van die Here probeer leef. Spreuke 28 stel dit so in vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Dit gee ons die vrymoedigheid om hierdie week in te gaan, as begenadigdes, as mense wat vergewe is, die se verhouding met die lewende God reg is. Ons noem dit geregtigheid. Jou verhouding met God is reg, en as jou verhouding met God reg is, dan sien ons kans vir enigiets wat in hierdie week oor ons pad kan kom. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo, en elkeen spreek in sy en haar hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. O Israel, in jou klagte, vertrou, o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur. Dan skyn 'n soete vrede, Hans Israel word vry van ongeregtighede. Heer, doen ook so aan my. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord, uit Esegiel hoofstuk 18. En ja, ons gaan al 32 verse lees. Vandag gaan ons nie afskeep nie. U gaan 'n volle porsie kry van dit wat die Here in hierdie kosbare gedeelte in die Bybel vir ons gee. Wat weet ons nou van Esegiel?
Esegiel was 'n profeet gewees van die Here. Esegiel, ek probeer nou mooi onthou, sy pa was Busi. En as dit vertaal word, is dit iets soos my teleurstelling of so iets. Maar Esegiel self, sy naam beteken die Here gee my krag. En dit sien 'n mens. Nou hierdie gedeelte is 'n besondere gedeelte in die Bybel. Ons het nou gesien, waar Esegiel iets van die heerlikheid van die Here gesien en beleef het, en dit het so impak gemaak op sy lewe, dat die res van sy lewe wat hy uitgesien het, eintlik na 'n loopbaan as 'n priester, die pad geloop het as 'n profeet, onder baie moeilike omstandighede. En die boodskap wat hy moes bring vir sy mense was nie lig, dit was 'n baie moeilike boodskap. Maar dit is ook relevant vir vandag, en jy gaan hoor, hierdie gedeelte het 4 afdelings. Die tema van ons preek vandag is, geregtigheid kom van God. Geregtigheid kom van God, en dit is die sleutelwoord, die woord geregtigheid. En ons gaan kyk wat dit beteken. In vers 1 tot 4 gaan ons kyk, hier is 'n besondere spreuk wat ter sprake is, 'n sê ding van die volk, wat jy in vers 2 gaan ontmoet, en dit beskryf die onreg wat die volk op hierdie stadium in hulle self, aan hulle lyf beleef. Wat is die onreg wat hulle beleef? Goed, dan gaan ons in vers 5 na vers 20 gaan ons kyk, maar wie is reg? En hy noem voorbeelde van 3 geslagte. En ons gaan kyk vers 5 tot 9, die eerste geslag, vers 10 tot 13, die tweede geslag, en dan vers 14 tot 18, die derde geslag, en dan die Here se uitspraak daaroor op vers 19 en 20. Die vraag is, wie is reg? En hy beskryf dan nou in hierdie gedeelte 3 scenario's en hoe elkeen reageer op sy omstandighede. Dan kom ons by vers 21 tot 29 en die uitspraak daar is, God is reg. En hy antwoord die vraag, maar hoekom sê ons dat God reg is? En hoe maak hy dit moontlik dat my lewe kan regkom? En dan sluit hy af vers 30 tot 32, doen reg. Die appel aan jou en my, keer en lewe. Maar kom ons verlustig ons in die woord van die Here, as ons saam klaar gelees het, gaan ons ook saam bid. Esegiel 18, lees van vers 1. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, wat is dit met julle, dat julle hierdie spreekwoord gebruik aangaande die land van Israel, naamlik, die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword. So waar as ek leef, spreek die Here, dit sal julle nie meer in die gedagte kom, om hierdie spreekwoord in Israel te gebruik nie. Kyk, al die siele is myne, soos die siel van die Vader, so die siel van die Seun. Hulle is myne, die siel wat sondig, die moet sterwe. Maar as iemand regverdig is, reg en geregtigheid doen, nie eet op die berge, nie sy oë opslaan na die drekgode van die huis van Israel, nie die vrou van sy naaste verontreinig, en nie naby 'n vrou kom wat as sy onrein is nie, en niemand verdruk nie, hy wat verskuld as pand, wat hy verskuld as pand geneem het, teruggee, geen roof pleeg nie, aan die wat honger het, sy brood gee, en die wat naak is met 'n kleed toedek, nie leen op rente en geen woeker neem nie, sy hand terughou van onreg, eerlike regspraak oefen tussen man en man, in my insettinge wandel, my verordeninge onderhou om eerlik te handel, hy is regverdig, hy sal sekerlik lewe, spreek die Here. En hy het 'n geweldenaar van 'n seun verwek, wat bloed vergiet, en net maar die een van hierdie dinge doen, terwyl hy self dit alles nie gedoen het nie. Hy het ook op die berge en die vrou van sy naaste verontreinig, die ellendige en behoeftige verdruk, roof pleeg,
die pand nie teruggee nie, en sy oë opslaan na die drekgode, gruwelike dinge doen, op rente leen en woeker neem, sal hy lewe? Hy sal nie lewe nie. Al hierdie gruwels het hy gedoen, hy moet sekerlik gedood word. Sy bloedskuld is op hom. Maar kyk, as hy 'n seun verwek, wat al die sondes van sy vader sien wat hy gedoen het, dit sien en sulke dinge nie doen nie eet op die berge en sy oë nie opslaan na die drekgode van die huis van Israel nie, die vrou van sy naaste nie verontreinig en niemand verdruk nie, geen pand neem, geen roof pleeg nie, sy brood gee aan die wat honger het, met 'n kleed toedek die wat naak is, sy hand van die ellendige afhou, geen rente of woeker neem nie, my verordeninge volbring, en my insettinge wandel. Hy sal nie sterwe weens die ongeregtigheid van sy vader nie. Hy sal sekerlik lewe. Sy vader sal, omdat hy aan verdrukking skuldig is, sy broer iets deur roof ontneem het, en onder sy stamgenote gedoen het wat nie goed is nie. Kyk, hy sal deur sy ongeregtigheid sterwe. Maar julle sê, waarom dra die seun nie saam die ongeregtigheid van die vader nie? Maar die seun het reg en die geregtigheid gedoen en al my insettinge onderhou en dit volbring. Hy sal sekerlik lewe. Die siel wat sondig, die moet sterwe. Die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie. Die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees. Maar as die goddelose hom bekeer van al sy sondes wat hy gedoen het, en al my insettinge onderhou en reg en geregtigheid doen, sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy oortredinge wat hy begaan het, sal hom nie toegereken word nie. Deur sy geregtigheid wat hy gedoen het, sal hy lewe. Het ek dan miskien 'n behaag in die dood van die goddelose, spreek die Here, nie liewer daarin dat hy hom bekeer van sy weë en lewe nie? Maar as die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen en handel volgens al die gruwels wat die goddelose doen, sal hy lewe? Want sy geregtighede wat hy gedoen het, sal nie gedink word nie. Om sy troubreek wat hy begaan het en om sy sonde wat hy gedoen het, om hulle ontwil sal hy sterwe. Tog sê julle, die weg van die Here is nie reg nie. Hoor tog, o huis van Israel, is my weg nie reg nie? Is julle weë nie onreg nie? As die regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen, dan sterf hy ten gevolge daarvan. Deur sy onreg wat hy gedoen het, sterf hy. As die goddelose hom bekeer van sy goddeloosheid wat hy gedoen het, en reg en geregtigheid doen, hy sal sy siel in die lewe behou. Hy het dit ingesien en hom bekeer van al sy oortredinge wat hy begaan het. Hy sal sekerlik lewe. Hy sal nie sterwe nie. Tog sê die huis van Israel, die weg van die Here is nie reg nie. Is my weë nie reg nie, o huis van Israel? Is julle weë nie onreg nie? Daarom sal ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy weë, spreek die Here. Bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie 'n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie. Werp al julle oortreding waardeur julle oortree het van julle af weg, en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek die Here. Bekeer julle en lewe. Ek lees weer, bekeer julle dan en lewe. Net tot sover ons skriflesing, kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, U woord is lewendig en kragtig en dring deur tot die diepste dele van ons siel, van ons harte, van ons murg en gebeente. En
U verander ons, Here. Ons dankie vir die woord, vir die Bybel. En dat U met ons praat, en dat U ons nie net konfronteer met dit wat is in ons en U staan nie, maar Here ook hoop gee. Ons geloof versterk, ons bemoedig, ons verdra, ons vergewe, ons was, ons reinig van al ons sonde. Ons help om verder te sien as hier en nou. Ons help om te sien die wonderlike toekoms wat U vir elkeen van die kinders voorberei. Ons toerus vir die week wat voor ons lê. Ons krag gee, soos Jesegiel se naam dit al sê. U gee krag, Here. Ons krag gee vir dit wat oor ons pad kom en wat vir ons voor lê. Here, U weet waar ons langs die pad begin moedeloos raak, waar ons kragte te min voel, waar ons oorweldig voel, waar ons soms verbitterd raak, kwaad raak. Ja, Here, soms die vuisbal na U, waar ons onreg beleef. Help ons, Here, om hierdie perspektief van Jesegiel 18 in ons lewens ons eie te maak en dit uit te leef. Here, dit bid ons vir onsself en vir ons boeregemeenskap, vir ons volk. Here Jesus, ons leef in 'n samelewing wat U baie goed weet, waar die politiek is 'n ding wat ons kwaad maak en moedeloos maak tegelyk. Gee ons binne hierdie konteks, Here, ook 'n Bybelse perspektief om nougeset te lewe volgens U wil. Here Jesus, ons dra in hierdie verkiesingsjaar ook aan U op, hulle Here wat U hulp en die bystand nodig het, om volgens U woord nougeset te leef, met hoop te leef, ons kinders, ons nageslagte hoop te gee vanuit U woord, verantwoordelikheid te neem vir dit wat U aan ons toevertrou. Here Jesus, ons bid vir ons kerk, ons bid in die besonder vir ons lidmate wat beproewing beleef, hulle Here wat gesondheidsprobleme het, hulle wat ongelukkig is, hulle wat rou, hulle wat seer het, hulle wat verward is, Here, hulle wat baie moedeloos is, hulle wat hulp en bystand nodig het, hulle wat kwaad is, hulle wat teleurgesteld staan, hulle wat nie weet wat kant toe nie. Here, U ken ons. Ons kom na U vandag as U kinders en ons vra, Here, dat U vanuit U woord vir ons krag gee, hoop gee, moed gee en toerus vir ons roeping in U koninkryk. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Jesegiel 18 vers 20, die siel wat sondig moet sterwe, die siel wat sondig die moet sterwe, vers 32 eindig, bekeer julle dan en lewe. Geliefdes aan ons Here Jesus, ons gaan 'n oomblik terug na Moses se tyd en ons staan saam met Moses net by die brandende braambos en ons het hierdie wonder beleef en hy besef God is hier en nou roep die Here hom. Sê vir hom, Moses, jy moet terug aan Egipte toe en jy moet die klomp Israeliete gaan uitlei uit die slawehuis uit. Ek roep jou om my volk te bevry. En wat is Moses se reaksie? Moses sê, ek kan nie. Dankie vir die aanbod, maar nee, ek stel nie belang nie. Ek kan nie, want ek is 'n man met 'n geskiedenis. Ek het juist daarvan weggevlug. Ek gaan nie terug so toe nie. Ek het 'n man doodgeslaan en hulle sal my in die tronk sit daar. Ek kan nie teruggaan so toe nie. Ek is nie 'n prater nie. Ek het debat op skool gedryf. Ek sê wel waarskynlik was ek met die se naam Aaron gewees, maar omdat hy gehakkel het, noem ons dit Aaron in die Bybel. Ek kan nie praat nie. Hy het een na die ander verskoning van, Here, ek kan dit nie doen nie. Dit is net te veel, dit is te oorweldigend. Los my liewer uit, kies 'n ander ou. En hierdie slagoffermentaliteit wat Moses gehad het, is iets waarmee elkeen van ons een of ander tyd in ons lewe worstel, waar jy vir jouself dink, ek kan nie. My omstandighede is van so aard,
As jy vir my vra wie ek is, as jy vir Moses sou vra, nou Moses, wie is jy? Dan sou hy gesê, wel, ek is 'n vlugteling. Ek is nou 'n skaapwagter. Ek is eintlik 'n moordenaar. Ek is 'n man met bagasie. Ek is 'n man met 'n geskiedenis. Ek is 'n man met wie op hierdie stadium maar redelik moedeloos is. Nou is ek 80 jaar oud en nou wil die Here my roep. Kan nie. Iets daarvan beleef die Israeliete in Hosea hier in Babylonië. Nou sit hulle hier in ballingskap en hulle kry hulle self verskriklik jammer. En nou begin hulle 'n sondebok soek. Nou maar wie se skuld is dit dat ons hier sit? En die eerste ding wat hulle vir hulle self uitmaak is nie ons skuld nie. So dit moet iemand anders se skuld wees dat ons hier sit. En dan kyk hulle na hierdie spreekwoord. Jeremia 31 vers 29 word hierdie selfde woorde gebruik, hierdie selfde spreek gebruik. Die vaders het groen druiwe geëet en nou is die kinders se tande stomp. My pa het 'n lelike spreekwoordjie gehad, het gesê as die pa kasterolie drink en werk al die kinders se maag. Jy soek 'n sondebok vir jou moeilikheid en dis hoe hulle nou sê, weet jy, dis so 'n suur ding as jy nou daai rou groen suurlemoen inbyt, is dit so suur dat tot die kinders voel die suur. En nou is die kinders daar en hulle sê, maar hoekom het ons soveel suur en soveel moeilikheid in ons lewe? Dit moet ons ouers se skuld wees. En dan soek hulle geregtigheid. God hanteer ons nie reg nie, ons ervaar 'n stuk onreg en ons wys nou vingers want ons soek wie se skuld dit is. En nou kom Esegiel 18 en sê, geregtigheid kom van God af. En dan gaan ons nou hierdie 4 goed kyk wat ons nou gesien het in hierdie hoofstuk. Nommer 1 gaan ons kyk na die eerste vraag van, wat is hulle begrip van onreg? En hoekom is hulle begrip nie reg nie? En dan is die vraag, maar wat is jou en my begrip van onreg? Wat maak jy in jou lewe as jy 'n stuk onreg ervaar wat na jou kant toe kom? Vers 1 tot 4. Dan gaan ons nou kyk in die volgende stuk, maar wie is nou eintlik reg? En die 3 generasies wat daar genoem word. En hoe dit in mekaar steek. En dan vers 21 tot 29. Hoekom sê Esegiel, God is reg? En hy doen reg? En hoe is dit vir my persoonlik moontlik dat Jesus my kan regverdig? As ek besef, ek het moeilikheid, ek het hulp nodig. En dan laastens kom ons by die opdrag na jou persoonlik, die appel, doen reg. So vandag gaan ons bestudering van geregtigheid, gaan ons eers kyk na wat is onreg, dan gaan ons kyk na wie is reg, dan gaan ons kyk hoekom is God reg, en dan my persoonlike verantwoordelikheid as die Here vir my sê, doen reg. Hoe lyk dit? Kom ons spring weg. Vers 1 tot 4. Wat is die spreekwoord? Ons het nou gehoor, die spreekwoord is, die vaders het groen druiwe geëet, en die tande van die kinders het stomp geword. Nou waar kom dit vandaan? Dis 'n spreekwoord waar hulle sê, is nie my verantwoordelikheid nie. Is nie my skuld dat ek hier sit nie. Ek begin vingers wys, ek begin blameer om te sê, ek soek 'n sondebok vir die einde wat ek ervaar, en ek dink ek het 'n goeie vermoede, dis dalk my ouers se droog maak. Dis hulle skuld dat ek sit waar ek sit. Ek word onregverdig gestraf vir die sondes van my voorvaders. Ek is 'n passiewe slagoffer van my verlede. En wat hier eintlik gebeur, is dat ek 'n vinger verder wys as my ouers. En dis wat in die tuin van Eden gebeur het. Toe die Here vir Eva vra, Eva, wat het jy aangevang? Wat is dit? Sy wys dadelik die vingers nie. Dis die ou duiwel. Hy het my versoek. En toe die Here vir Adam konfronteer, wat maak Adam? Adam gaan verder. Hy wys die vingers sê, hierdie vrou. Maar dan gaan Adam nog verder en hy sê, hierdie vrou het U my gegee. Dis eintlik die Here se skuld. Dis hoekom alles verkeerd geloop het. As die Here nie hierdie vrou gegee het vir my, dan was niks van hierdie moeilikheid nou myne nie.
Wat moes Adam gedoen het? Hy moes verantwoordelikheid geneem het om te sê, wel, ek het nie nee gesê nie, ek het maar 'n happie gevat. En ek weet ek moes nie. Ek moes daar leiding neem, ek moes daar vir haar sê, nee, daar's nie manier wat ons dit kan doen nie. Los die ding. Maar ek het nie. Nou probeer ek vingers wys. En dit kom nader na ons toe in die wêreld waarin ons leef. En ons kyk na Suid-Afrika en die filosofie wat hier in Suid-Afrika is, en hoe mense se koppe werk en hoe hulle dink oor dinge. En een van die onderliggende filosofieë in Suid-Afrika wat baie sterk loop deur baie van die goed wat gebeur, noem ons Marxisme, en ons noem dit sosiale geregtigheid. En ek gaan nou vandag hoor wat dit is, en hoor wat die Bybelse antwoord daarop is. Sosiale geregtigheid, soos wat Karl Marx dit uitgewerk het, het hy gesê, jy het twee groepe mense. Jy het altyd 'n onderdrukker, en jy het altyd iemand wat onderdruk word. En sy oplossing daarvan is, hy noem dit sosiale geregtigheid. Dit beteken, alles moet nou mooi verdeel word tussen almal. Daar mag nie meer ryk en arm wees nie. Daar mag nie mense met mag wees en met minder mag nie. Almal moet eweveel hê en ons veg daarvoor. Ons moet 'n gelyke samelewing hê waarin elkeen eweveel het. Dan is ons naby in Ethiopië, dan is ons in 'n regte plek om te bly. En as ons net ontslae raak van die rykes, dan gaan almal beter leef in Suid-Afrika. En wat gebeur? Ons sien in Suid-Afrika herverdeling van eiendom. Een van die goede wat gebeur is, solank almal net eweveel het, behalwe nou die ouens in die parlement, nie, hulle is nou nie, hulle mag meer nie, maar die ander van ons, net almal eweveel het, dan is ons in 'n perfekte wêreld. Is dit Bybels? Nie wat hierdie gedeelte betref nie. Hierdie gedeelte praat baie ernstig oor persoonlike verantwoordelikheid. Want wat het hier gebeur? Hoekom het hy hierdie stelsel uitgedink? Hy het gesê, wel, ek het nou nie soveel soos die ander ouens nie, so ek moet 'n vinger wys na iemand, wie kan ek beskuldig? Ek kan nie ouens beskuldig wat meer as ek het. En hulle moet nie meer as ek hê nie. So ek help myself aan die wat nou te veel het. En dan is dit ons meer gelyke samelewing, en dan gaan dit beter wees vir almal. Is dit wat in Suid-Afrika gebeur op die oomblik? Ons moet alles verdeel sodat almal eweveel het, en ek is 'n slagoffer van hierdie omstandighede. Waar kom dit vandaan? Dit was nou kolonisasie en kapitalisme en daai tipe goed wat in ons samelewing uitgeroei moet word, want ons moet almal eweveel hê van al die mag en al die gesag en al die eiendom en besittings en aardse dinge wat daar is. En dis waarvan ons veg en dis waartoe ons op pad is. Maar is dit reg? Nee. En dis absoluut onbybels. Dis nie wat die Bybel vir ons leer nie. Die Bybel sê geregtigheid begin nie op 'n horisontale vlak nie. Geregtigheid begin op 'n vertikale vlak in jou verhouding met die Here. Want jy moet besef, ek is 'n sondaar mens. My regte het ek met Adam en Eva verloor in die paradys. Al wat ek reg het, is die reg om hel toe te gaan, omdat ek God se eer aantas, met my lewe, persoonlik. Ek het nie Adam se skuld eers nodig om in die hel te kom nie. Ek het genoeg sonde al in my lewe gepleeg, of ek nou 1 jaar oud was, 91, om die hel te verdien. Die Here sê, kyk, alle siele behoort aan my, sê in hierdie gedeelte. Marx wou vingers wys na die politieke stelsel wat beveg moet word. In Suid-Afrika is dit so. As ons net kan ontslaa raak van die kapitaliste, of die bevoorregtes, of die sonde van die verlede, apartheid en kolonisasie, en ons soek sondebokke wat ons, en dan kom ons boerevolk en ons sê, is geen toekoms vir my kinders nie. Ek bly in Suid-Afrika, maar ek word veronreg. Ek kry nie werk nie. Ek word op grond van my velkleur benadeel as ek werk soek. Ek kry nie 'n beurs nie. Ek kan nie studeer nie. Ek kan nie inkom vir waarvoor ek moet inkom nie. En ek moet hierdie stelsel beveg. En is dit waar?
Verseker is daar 'n element van waarheid, maar waar begin dit regmaak? Ek begin nie regmaak as ek politiek beveg met revolusie en opstande en geweld. Wanneer geregtigheid moet geskied, dan begin dit in my verhouding met die Here. Dis waar dit begin. Waar ek sê, Here, ek is 'n sondaar mens wat teen U oortree en ek verdien die dood. Maar wat 'n genade dat ek Jesus kan ken as my verlosser. Dit is so maklik en hy noem nou 3 geslagte. Baie sê, dis heel waarskynlik kan dit verwys na van die konings in Israel. Vers 5 tot 9, hier is 'n man wat gebore is, hy het volgens God se wil geleef, hy het armes gehelp, hy het nie oorspel gepleeg of rondgeslaap nie, hy het afgoderry vermy, en die Here sê, hy is regverdig, hy sal lewe. Dis 'n man soos koning Hiskia, man wat volgens God se wil geleef het. Maar Hiskia het toe 'n seun, Manasse, vers 10 tot 13, 'n gewelddadige seun. Hy het afgodsoffers gebring, hy het kinders geoffer in Jerusalem. Koning Manasse was 'n wrede ou gewees. Ten spyte van sy pa se goeie en regte pad wat hy gekies het, kies hy bloedvergieting. En alles wat genoem word in die lysie. Wat hierdie gedeelte sê, sy pa, koning Hiskia se vroomheid kon hom nie keer, kon hom nie red nie, kon hom nie help nie. Hy neem verantwoordelikheid vir sy eie dade. Hy gaan alleen voor God se regterstoel staan, soos ek en u alleen voor God se regterstoel sal staan. Koning Manasse het weer 'n kleinseun gehad, koning Josia. Koning Josia in die tyd van Esegiel was 'n koning wat weer die wet herontdek het, weer begin het dat die volk God se plan volg, God se woord uitleef. Hy het sy pa se sondes gesien, maar hy kies om die Here te dien, van kleins af. Hy was 8 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het vir al die jare wat hy koning was, die Here voluit gedien. Hy sal nie sterf omdat sy pa of sy oupa droog gemaak het nie. Hy self staan verantwoordelikheid teenoor die Here. Hierdie gedeelte maak vir jou en my pynlik bewus daarvan. Daar is nie 'n geestelike status wat oorgedra word. Weet jy, sê wel, my ma was verskriklik vroom, so ek is half alright nie. Jy gaan alleen voor die regterstoel staan. Of ek kies om hierdie lewe te leef en hierdie optrede en hierdie sondige reaksie, omdat my pa alkoholist is, of my ma droog gemaak het, of ek familie het wat vir my die lewe bitterlik moeilik maak. Daarom is ek geregverdig om 'n sondige reaksie te hê op my omstandighede. Hierdie gedeelte trek 'n streep daardeur en sê, jy het nie verskoning om goddeloos te leef. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie. Hy sê dit vir Esegiel in ballingskap, terwyl hulle slawe is van 'n heidense volk, wat hulle spot en die lewe vir hulle moeilik maak. Marxisme reduseer 'n mens tot 'n nommer as deel van 'n massa wat in opstand moet kom teen 'n onregstelsel. God sê, elke mens is 'n unieke beelddraer van God. Wat hierdie beeld van God, wat by Adam en Eva skade gekry het, weer moet begin uitleef, weer God leer ken, weer God leer lief kry, weer heilig vir God wil leef, in die regte verhouding met God wil leef, en dit is jou verantwoordelikheid self as mens, individueel. En dit is wonderlik dat ons 'n groep mense om ons het, wat ook vir die Here lief is, maar ek kan nie vingers wys en verskoning maak vir 'n lewe wat ver van die Here af is nie. Want vers 21 sê, Jesus maak verandering moontlik. Wat die Here elke keer die volk oor vra is julle reg as julle sê dat ek onreg doen? En sy antwoord is, ek tree regverdig op. Jou persoonlike sonde teen my as God en die Allerheilige is genoegsaam dat jy sit waar jy sit. Jy hoef nie vingers te wys nie, kyk in die spieël. Maar wat ek ook hier sê is, ek begeer nie jou dood nie. Ek sê vir jou hierdie baie harde woorde wat jy moet hoor, hierdie woorde wat nie lekker is nie.
nie Psalm 23 nie. Hier is 'n konfrontasie met verkeerde keuses in jou lewe. Maar die Here sê, ek hou jou verantwoordelik. En ek sê dit vir jou, nie om jou te vernietig nie, maar dat jy op die Here se pad kom, dat jy jou bekeer, dat jy omdraai van die pad waarop jy is. Want daar is 'n uitsondering. En dis Jesus. Nadat hy die hele gedeelte verduidelik het, hierdie ou kan nie verantwoordelikheid neem vir sy kind se sonde, of hierdie kind kan nie verantwoordelikheid neem, of hy kry nie pak slaam sy pa droog gemaak het nie. Wat Jesus dan sê is, ek kry pak slaam vir jou sonde. Ek is die uitsondering. Ek het aan die kruis die verantwoordelikheid geneem vir al jou sondes. Ek het die prys daarvoor volledig betaal, sodat jy wat in my glo en my lief het, die rekening vir my kan gee, en ek kan daar met my bloed oorskryf, hierdie rekening is betaal, jy hoef nie self die straf daarvoor te dra nie. Hy dra hierdie gedeelte op sy kop aan die kruis, waar Jesus sê, my plaasvervangende offer maak dit moontlik, dat jy as kind van die Here kan leef. Marxisme soek verandering in die uiterlike verandering van stelsels en politieke bestel en met die revolusie. Jesus sê verandering kom in jou hart. Wanneer die Heilige Gees in jou hart kom woon en jy besef hoe groot jou rekening is, en jy besef ek het dit betaal. Omdat ek jou lief het, daarom moet ek jou verlos. Dan kom die opdrag in vers 30. Doen reg, bekeer jou en lewe. Dis 'n geweldige dringende appel wat die Here hier maak. Mens hoor die nood en die dringendheid in sy stem, as hy sê, draai om. Hierdie is nie 'n hartelose regter wat klappe uitdeel nie. Hierdie is 'n pa wat huil oor sy kind, sê my kind, draai om. Kom terug na my, bekeer jou en lewe. En die vraag is, hoe is dit moontlik? En Moses antwoord, as ons nou terug is by die braambos en ons luister nou Moses, dan hoor ons met hoeveel geduld die Here na hom werk. Nou die een na die ander verskoning het die Here gesê, maar doen dit. Hier is my hulp. Ek sal met jou wees. En uiteindelik toe hy van hom, maar wie moet ek sê het my gestuur? Is sy antwoord dit. Ek is. As Farao vra wie het jou gestuur, sê ek is. Het jou gestuur. En dis genoeg. En Moses beweeg van, ek kan nie, na ek is. Ek kan nie my verlede hanteer. En die Here sê, ek is tot alles in staat, deur ek is wat my krag gee. Ek is in staat om God te verheerlik met my verlede. Ek is in staat om God te verheerlik in my huwelik. As ek my vrou wil blameer vir alles wat verkeerd loop. Ek is in staat om God te verheerlik in my familie, as ek my vinger wil wys en sê, wat is my ouers se skuld. Ek is in staat om God te verheerlik in my werk, waar ek onreg ervaar. Want ek is, gee my krag. My identiteit is nie my onvermoë, is nie my omstandighede, is nie my hartseer, is nie my verliese nie. My identiteit is Jesus. Ek is sy kind. Ek is, gee vir my die krag om wat hy ook al oor my pad bring te hanteer. Onthou dit, as jy volgende keer wil sê, ek kan nie. Hierdie is net te veel, ek kan nie meer nie. Ek is oorweldig. As jy wil sê, ek kan nie, onthou, ek is. Want ek is, sy genade is genoeg. Ek is, sy krag is genoeg. Ek is, sy liefde
dra ons. Ek is 'n genade. Neem ons verder as ons eie sonde en teleurstellings en pyn. Omdat my identiteit in hom is, sê ek, as hy vir my sê, bekeer jou in lewe, sê ek, ja Here, gee my die staf, hier stap ek. Ek is nie bang vir Farao nie, want ek is aan my kant. Ek is nie bang vir wat ook al oor my pad kom nie. Ek neem vandag verantwoordelikheid, want ek is nie slagoffer van hierdie omstandighede, van Suid-Afrika, van sy probleme, van dit wat my bekommerd maak, van my bekommernis oor my kinders, my toekoms, my nageslagte nie. Ek neem vandag verantwoordelikheid vir wat ek doen om sy eer aan te tas, en om wat sy seun klaar betaal het aan die kruis, kan ek sê, hier is ek Here, gebruik my. Wil ek deur die Heilige Gees vandag opnuut vir my toerus, Esegiel, my krag gee, sodat ek hierdie week die pad kan stap vir ek is. Onverskrokke, met groot verantwoordelikheid, met bewustheid dat ek hom nodig het, met krag. Amen, kom ons bid saam. O Here, ons kry so al 'n glimlag as ons agterkom, hierdie is baie keer onsself. As ons nie verantwoordelikheid wil vat nie, as ons wil vingers wys, as ons wil blameer, en ons doen dit so baie, Here. En ons word baie vies en boos, as ons die onreg ervaar, en ons gebruik dit as 'n verskoning, om sondig te leef, sondig te dink, sondig op te tree. En ons kom vandag agter, daar is nie verskoning daarvoor nie, Here. In 'n land waar sosiale geregtigheid op die agenda is, en dit gedryf word, dank ons Here dat U vandag vanuit Esegiel 18 vir ons leer. Geregtigheid begin by God, by U. By my verhouding met U. En omdat U my so lief het, en my verhouding met U herstel, kan ek my broodjie deel. Kan ek 'n glimlag gee vir die bedelaar langs die pad? Kan ek die vinger wees wat na Jesus toe wys? Kan ek hoop gee aan duisende mense om my wat dit so nodig het? Kan ek liefde gee in 'n wêreld vol haat en geweld? Help my in hierdie week daarmee, Here. Dankie, Here, vir U liefde wat in my lewe heers. Die liefde wat alles oorweldigend is, die liefde wat my dryf. Here, mag dit in hierdie week my dryf om te vergewe, om reg te maak, om geduldig te wees, om te verdra, om 'n hand uit te steek wat help, om met oë te kyk van genade, omdat U met daardie oë na my gekyk het. Dit vra ons in Jesus naam, amen. Ek het geleentheid om my liefdesgawes te gee. My volk, ek self het jou verwek, met liefde jou na my getrek. 'n Kindjie aan die hand gelei, so was jy altyd deur by my. Jy het leer loop en voor jy vra, het Vader hande jou gedra. Ek het in krankheid jou genees, was van jou groei die krag gewees. Jy het weggedwaal van my. Jy kies die sonde heerskappy. Jy eer my nie met rein gemoed, erken die hand nie wat jou voed. Dis nie jou dood wat ek begeer, maar dat jy jou tot my bekeer. Laat al jou slegte dade staan, waarom wil jy verlore gaan? Net ek die Heer kan skuld vergeef, keer jou tot my, en jy sal leef. Kom ons loof die Here, vers 1, 2 en 3, Gesang 269. Ek self het jou verwek, met liefde jou na my getrek. 'n Kindjie aan die hand
gelei, so was jy altyd hier by my. Jy het hierloop en voor jy vra, het Vader hande jou gedra. Ek het in krankheid jou genees, was van jou groei die krag gewees. Maar jy het weggedwaal van my, jy kies die sonde heerskappy. Jy leer my nie met rein gemoed, erken die hand nie wat jou voed. Dis nie jou dood wat ek begeer, maar dat jy jou tot my bekeer. Laat al jou slegte dade staan, waarom wil jy verlore gaan? Net ek die Heer kan skuld vergeef, keer jou tot my en jy sal leef. Ons herinner u aan ons bidstonde, net na die uitspreek van die seën, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Aan hom nou wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God ons verlosser kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.